ons bly so sit, dan maak ons harte stil. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons 'n God soos U mag aanbid. Die ewige, die onbegryplike, die onveranderlike, ewige God. En dankie dat ons as skepsele van U vanmôre hier by mekaar kan wees in diepe ootmoed en nederigheid voor U wat die gewer is van lewe en wat ook die enigste reg het om lewens te neem. En so was dit U welbehae, Here, om 'n dierbare uit ons midde te kom neem. En ons is hier by mekaar om lof en eer aan U te bring vir die jare wat U haar aan ons vergun het. En Here, dat sy spore in ons lewens kom trap. Trouwens, navolgingswaardige spore getrap het. En ons is hier om aan U eer te bring en ook hulde aan haar lewe. En ons dank U, Here, vir die voorreg wat ons gehad het om Susan te kom ken. Dankie dat U ook vir ons troos bring. Dankie vir die kosbare woord, wat 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet is. Dankie dat ons nie in onsekerheid hoef te sterwe. As ons U ken, dan weet ons is verseker van 'n plek wat baie beter is as hier op aarde. En so weet ons ook dat Susan 'n toegewyde kind van U was en wat U gedien het met haar hele hart. En daarom vind ons diepste troos daaraan dat sy veilig en op 'n beter plek is en dat sy by U is. Wil die harte vertroos wat seer is in hierdie tyd. Dis waar, Here, ons sal haar mis, haar teenwoordigheid, haar stem. Ons sal haar postuur, sal ons mis waar ons beweeg. Maar dankie dat ons weet, sy is in U hande. Seën ons ook wanneer ons hier is om afskeid te neem en hulde te bring aan haar en ook aan U, en wil U ook U kosbare woord aan ons harte seën en heilig. Amen. Kom ons sing saam van Gesang 249. Gesang 249 op die blaadjie aangebring. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. En dan op die tweede vers met die refrein daarby. Yeah.
Geliefdes, ek gaan vir julle 'n paar verse lees uit Filippense, die eerste hoofstuk. Filippense hoofstuk 1 en ons gaan saam lees van die 18de vers af. Maar wat maak dit in alle geval op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig. En hierin verbly ek my en sal ek my ook verbly. Want ek weet dat dit deur julle gebed en ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek. Volgens die rukhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Tot sover lees ek ons saam uit die woord van die Here. Die teksvers van oordenking vind jy in die 21ste vers, want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Geliefdes, daar is sekerlik baie wat 'n mens by so 'n geleentheid soos hierdie kan sê. Veral as dit iemand is wat jy goed geken het, iemand wat jy 'n lang pad mee geloop het, iemand wat vir jou baie beteken het. Daar is sekerlik baie wat 'n mens kan sê by die afsluiting van 'n mooi lewe. Daar is vir ons so baie dinge wat Susan vir ons almal kosbaar gemaak het. So absoluut onvergeetlik gemaak het. Dinge wat deur herinnering in ons harte sal bly en ons ewig by sal bly. Ek het dit tog goed gedink om hier by die afsluiting van haar lewe iets te sê oor Filippense 1 vers 21. Vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Dit was woorde van die apostel Paulus wat hy oor homself gesê het, maar wat ek sonder om te huigel eerlik kan toepas op Susan se lewe, op haar wat ons vooruit gegaan het. Filippense 1 vers 21. Vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. As ons na hierdie teksgedeelte kyk, dan val dit duidelik in twee gedeeltes. Die eerste is, vir my is die lewe Christus. Wat het Paulus bedoel met die woorde, vir my is die lewe Christus? Daar was geen vraag wat 'n mens Paulus kon vra wat hy nie kon antwoord in terme van Christus nie. En as Paulus sê, vir my is die lewe Christus, dan sê hy, vir my is die oorsprong van die lewe is Christus. Dan sê hy, ek het nie gelewe voordat ek Christus ontmoet het nie. Voordat hy my lewe geword het nie. Ek kon nie praat van lewe voor daardie dag op die Damaskuspad, toe ek my vasgeloop het in Jesus Christus, en ek nie anders kon as om te vra, wat wil U hê, moet ek doen, Here? Daar het my lewe verander. Daar het
lewe deel van my geword. As Paulus sê, vir my is die lewe Christus, want Christus is die bron, is die oorsprong van die lewe. Daardie dag het hy die ewige lewe deelagtig geword. En as ons praat van die ewige lewe, dan praat ons nie net in terme van 'n ewige hiernamaals nie. Nie net van 'n kwantiteit van lewe, 'n lewe wat voortbestaan in die ewige hiernamaals nie, maar ook van 'n kwalitatiewe lewe. 'n lewe nou in die hede. 'n lewe waar ek weet ek behoort aan die Here. En hy het my die ewige lewe gegee. 'n lewe wat 'n mens alleen deelagtig kan word deur jou kennis en jou ondervinding met die Here Jesus Christus. Johannes sê, hy wat die Seun het die lewe. Hy sê ook, die ewige lewe is dat hulle u mag ken en Christus wat u gestuur het. Jesus sê self in Johannes 11, ek is die opstanding en die lewe. Paulus kon sê, vir my is die lewe Christus, want Christus was die bron, die oorsprong van sy lewe. Van Susan kan ek met oortuiging sê, dat sy kon ook sê, vir my is die lewe Christus. Want Susan het die Here Jesus persoonlik geken. Susan het 'n lewende verhouding met die Here gehad. En daarvan het sy self getuig. En haar lewe en haar toewyding aan die Here was 'n bevestiging dat Christus die bron van haar lewe was. Sy het Jesus geken as haar verlosser en haar saligmaker. Ek dink, soos ek Susan geken het, sou sy dalk van my verwag het, om vanmôre vir jou te vra, ken jy die Here Jesus? Is hy die bron van jou lewe? Het jy hom ontmoet as jou verlosser en jou saligmaker? Kan jy vanmôre sê, ja onwrikbaar sê, ek weet my verlosser lewe. Nie alleen die bron en die oorsprong, maar ook vir Paulus was dit erns om Christus te reproduseer. Dat Christus in hom gestalte sou kry. Dat Jesus in sy lewe gesien moes word. En dis wat hy bedoel as hy sê, vir my is die lewe Christus. Dit was Paulus se erns dat die Here Jesus deur sy lewe geopenbaar moet word. Hy skryf aan die gemeente in Korinthe, hy sê, gedurig dra ek die dode van Christus in my liggaam om, luister, sodat ook die lewe van Christus in my sterflike liggaam geopenbaar kan word. Hy was ook ernstig dat sy bekeerlinge die Here Jesus in hulle lewens moes openbaar. En daarom skryf hy die gemeente in Galate, hy sê, my kinders, vir wie ek ook in barensnood is, luister, totdat Christus in julle gestalte gekry het. Vir hom was die lewe Christus. Iets van Christus se opoffering was sigbaar in Paulus se lewe. Iets van Christus se passie verander was in Paulus se lewe sigbaar. Sonder om vanmôre aannames te maak en sonder om Susan anders voor te stel as wat sy werklik was, kan ek sê, sy het haar lewe daarop ingestel om Christus te openbaar.
iets van Christus se nederigheid, van Christus se liefde, van Christus se opoffering en Christus se genoegdheid was in Susan se lewe sigbaar. Vir haar was dit baie belangrik dat Christus uitgedra moes word deur haar lewe en deur haar gesindheid. As Paulus sê, vir my is die lewe Christus, dan sê hy, Christus is die doelwit van my lewe. Filippense 3 vers 10, dat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding, wat vir my wins was, het ek om Christus skade geag. Sy doel en sy passie was om Jesus beter te leer ken, om Jesus te ontdek, om die volheid van die lewe in Christus te ontdek. Daar was by Susan altyd hierdie soeke en hierdie verlange om haar verlosser nog beter te leer ken. Dit is waarom Susan nooit in 21 jaar wat ek hier was, 'n erediens gemis het. Behalwe wanneer sy dalk by haar kinders eers gekuier het, of dalk met vakansie was. Daar was by haar hierdie, sy het altyd 'n notaboek en 'n pen byderhand gehad as sy kom na die erediens en selfs na die vroue Bybelstudie. Haar doel was om Christus beter te leer ken. Dis die eerste deel van hierdie vers. Die tweede deel, die sterwe, is vir my 'n wins. Daar is mense vir wie die sterwe nie 'n wins is nie. En trouwens eerder 'n massiewe verlies. 'n verlies op geleentheid, 'n verlies op die hemel, 'n verlies om vir God iets te beteken. Maar vir die mens wat die lewe het, is die sterwe 'n wins. En daarom kan ons sê, vir Susan was die sterwe ook 'n wins. Omdat sy daardeur in 'n meer intiemer gemeenskap met die Here Jesus staan. Deur haar sterwe is sy baie nader aan die Here as wat sy hier op aarde kon wees. Dit kan ons nie ontken nie. Paulus sê, ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Ook vir haar, wat ons vooruit gegaan het. Die sterwe was vir Paulus 'n wins, omdat hy saam met al die heiliges van al die eeue in heerlikheid is. Ons sal haar mis. Ons, en ook vir al die familie, sal Susan mis. In die gemeente gaan ons Susan mis. Maar ons sal haar moet verskoon, omdat sy haar bevind in die gelede van al die bloedgewastes van al die eeue. Ons sal haar vrymoedigheid, haar gasvryheid sal ons mis, haar vriendelikheid, haar teenwoordigheid. Ons gaan haar mis by die erediens, maar ons weet in ons harte, dat sy saam met al die heiliges van al die eeue, haarself in die heerlikheid bevind. Wat 'n wins om in die teenwoordigheid van God self te wees. Daar is geen plek in die heelal beter as dit nie. Ek het ook gedink dat daar opnuut 'n nuwe band tussen ons en die hemel gelê is. Behalwe dat ons wat kinders van die Here is ook verlang om eendag met ons Here te wees, sal ons van nou af verlang om weer met Susan ook te ontmoet. Die sterwe is 'n wins vir Paulus, omdat die hemel 'n huislike atmosfeer is, soos ek het verstaan. Jesus het gesê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie,
so ek het vir julle gesê. In die teenwoordigheid van Christus gaan sy nie minder beteken as wat sy hier op aarde beteken het nie. Is daar nie minder waarvoor sy gaan lewe as wat sy hiervoor geleef het nie. Susan is verlos van haar aardse stryd en haar beperkinge. Vir haar is die sterwe inderdaad 'n wins. Mag jy as familie en vriende vertroosting vind in hierdie woord. Mag dit waar wees van elkeen van ons wat hier is om afskeid van haar te neem, dat die lewe vir ons ook Christus sal wees en ons sterwe ook 'n wins deur die help ons. Amen. Baie dankie vir die kosbare woord en dankie dat u vir ons ook kom vertroos en kom bemoedig deur u woord. Ons sê weer dankie vir iemand wat bereid was om 'n keuse vir u te maak en nie skaam was om dit uit te lewe nie. Dankie vir die voorbeeld van die apostel Paulus. Dankie dat ons ook in sy voetspore kan volg in die wyse waarop hy u gedien het. En dankie dat dit ook Susan se doelwit was en vir die spore wat sy in ons lewens nagelaat het. Wil u vertroos en versterk en vir elkeen dra op die pad wat voor lê. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek dink dat ons gaan nou die oorwinningslied sing voordat ons geleentheid gaan gee vir die heldeblyke en ook die bedankings wat gedoen moet word. Dis ook op die blaadjie aangebring. 3 verse van die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. En dit wat daarop volg, 3 verse daarvan, gaan ons saam sing en dan en daarna gaan ek geleentheid gee vir Corlie om aan die woord te kom en dan Sophie en dan ook Renet en dan Wynand dink ek wat die bedankings gaan doen. Oh
lees graag 'n verwerking van 'n stuk geskryf deur Melinda Du Plessis. Dis vir my 'n opsomming van die vrou wat ek in Tannie Susanne ken. Sy was uniek in elke opsig, kosbaar en waardevol, die kroon van sy skepping, gevul met krag, maar steeds teer. Sterk, tog kwesbaar. Die nuwe lewe wat sy in die wêreld gebring het sy met haar hele hart en siel groot gemaak. Sy het verloops gesluit nie. Van 'n paar bestanddele kon sy 'n maaltyd opdis, geskik vir 'n koning. Lank nadat almal moeg was, kon sy nog aangaan, al was sy die eerste een op om meedoenloos en opreg te werk aan dit waarin sy geglo het. Ongekompliseerd het sy vir liefde gevra, maar sy het in elk geval in veelvoud uitgedeel, al het sy niks terug ontvang nie. Want, soos Moeder Teresa het Tannie Susanne geglo, deur die hoeveelheid liefde wat jy insit en dit wat jy doen vir ander, veel belangriker is as die grootheid van jou daad. En dit is daardie liefde waarmee sy almal aangeraak het, wat sal voortgaan in elke se lewe wat sy geken. Tannie sê vir die Heer, en mamma kom baie lang pad saam. Hulle het jare gelede van Jan van der Merwe as rassekretaresse gewerk. En wel Tannie sê vir nie vandag hier kan lees nie. Het sy 'n kort rolblad van mamma gedoen en ek lees dit graag voor. My liewe vriendin, Susan, jy was 'n ware vriendin. Ek wil vandag jou dankie sê vir jou voetspore in my lewe. Dankie vir elke gebed en boodskapie wat soveel vreugde gebring het. Jy het waarlik Jesus se liefde aan my gewys. Jy was voorwaar 'n Spreuke 31 vrou vir almal wat op pad gekruis het. Geen taak was vir jou te groot of te klein nie. Jy het dit met liefde aangepak en suksesvol voltooi. Ons tydjie saam met Jan en Karel sê, nie meer met ons nie, was goue oomblikke. Daar kon ons lag, gesels en mekaar se liefde deel. Jou onbaatsigtige liefde en omgee vir jou medemens sal my altyd bybly. Ek sal jou rus en vrede. Sappie. Mama, kind van God, my pragtige moekie, my vertroueling, koningin van ons harte, hartsvriendin van al jou vriendinne, Frankfurt, eie, Moeder Teresa. Ons harte is stikkend, want ons tydelik afskeid neem. As kind van God was mama vir ons 'n voorbeeld van 'n toegewyde Christen. Met mama se onwrikbare geloof in ons Hemelse Vader, die wete dat hy in alle tye in die Here is, en dat ons hom moet vertrou, al verstaan ons nie altyd sy weë nie. Dit was vir my hartverskeurende om mama so te sien ly, te sien snak na asem, en ek, die veronderstel was om sterk te wees, die vertroosting in jou bors gevra, gevind en gevra, mama, kom jy die net jou hele lewe gewy het aan ons God, jou gesin en jou medemens, en jy het vir my gesê, kom nie ek nie. As hierdie die pad is, wat die Here wil hê ek moet loop, dan loop ek dit. Mama, ek wil jou asem moet vir dit dra, wanneer ek gebid. As ek die laat, Vader, laat hierdie beker rarig uitgaan. Maar nie u wil nie, my wil nie, laat u wil geskied. Sy wil het geskied. Net na 9, die aand van 10 Augustus, toe hy sy mooiste roos kon pluk het, en daarin moet ons troos en rus vind. Maar ons is ook vandag hier om die lewe te vier van 'n formidabele vrou, 'n Spreuke 31 vrou, die se waarde ver is oor die van korale. Mama het 'n oop hand gehad vir die armes, was vrygewig teenoor die behoeftiges. Nooit is iemand die aan ma se deur kom klop het, vir 'n bord kos net die hande daar weggestuur nie. Mama het alles aangery kerk toe, haar kapper toe, kredietware gaan koop, borde kos gemaak en aangery, waar daar ook al nood was. En soos sy nou al gewys het, al haar ou afwerk.
mamma kleintjies gebak en 'n pakkies opgemaak. En die ou mensies gaan aflewer. Mamma het soveel empatie gehad met die weerloses en die boses. Mamma was 'n ware steunpilaar in Frankfurt se gemeenskap. Mamma het in oorvloed gegee, soms ten koste van mamma self. Vir jare was mamma die skiewe aan die koste van Afrika. Mamma was betrokke by verskeie Bybelstudie en omgeegoedies en dit bymekaar kom om meer van God se woord te leer as hoogtepunte in mamma se lewe. Mamma se vriende en bure het haar weer dik en dun bygestaan en hulle het oor en weer vir mekaar bordjies eetgoed aangedra en tydens die streng gereelde tydperk sommer vir mekaar se deure en trappies neergesit. Ek weet ook van die gat in die Rijn, waar Wilna en sy het mekaar kos aangedra en partykeer sommer net 'n bietjie gesels het. As 'n wyse vrou het mamma gesorg vir mamma se gesin. Soveel Vrydag aande van my en Chris gewag, met die heerlike bord tuisgemaakte liefdeskos vir ons by 'n keer verdagte tafel. Mamma het elkeen van ons se gunsteling geregte geken en dit met soveel liefde vir ons voorberei. Mamma het vir ons en die kleinkinders die pragtigste verjaarsdagkoek gebak, ure en ure gestaan om dit te versier, sodat elkeen 'n ware meesterstuk was. By mamma het ek van die fynere dinge in die lewe geleer, soos om altyd goed versorg te wees, tafelkeurig te dek, jou huis en huis te maak, en nie te doen met jou gas nie. Met 'n maat van 80 jaar, ons vader. Toe my Jackie, dankie vir die baie moed boodskap van vandag, en die verrigting op die graf, maar het altyd gesê, jy moet om die beste keurig in die opgehoor. Dankie herinnering vir die vertree wat ons geheel, wat nou en oor die jare, altyd mooi na maaklikheid het vir sy radio was. Dankie aan Dr. Gerda Groen, vir al die hulp en ma, die word oprecht waardeer. Groot dank aan Dr. Oliver van der Lingen, die jarenlange hulp en bystand. Dok was altyd daar vir maas weer oor elkaar. Dag of nacht. Dankie Magda vir speel vir die orgel. En dankie Piet vir die hulp en die klank en die opstel en skuilvertoning. Dan 'n spesiale woord van dank aan Johan en Sarah Pinaar van Durban, die baie moeite gedoen het en die mooi skuilvertoning van ma, ons die na kan kyk. Dankie Linda vir die lewendige uitsending van ma se begrafenis. Baie dankie aan almal betrokkes by die maak van kos en verversings vir na die tyd op die kerk. Dankie aan Heinrich en die span van Wetens begrafenisondernemings, die hulp vir reddings en die verhaal te stel. Dankie Sina, dankie vir die hulp met die blomme en die taalvormingstukke en die kerk, dit pragtig, en die kusryker, en baie dankie dat jy maar so mooi aantrek het. Dankie aan familie en vriende vir die mooie boodskappe, oproepe en bystand gedurende hierdie hartseer tyd. Dankie ook aan almal wat verstaan dat ons getalle en gestoelde regulasies beperk is en die direkte uitsending van ma se afskeidsdiens aanlyn volg. Ma het altyd gesê sy het nie net een dogter, twee seuns nie. Sy het 3 dogters en 3 seuns. Sy was ons almal ewe lief. Maar ek dink die tyd daar, het sy meer van Chris en Annie en Wilma gehou, as sy myself, Dawie en René, want ons Erasmus is maar gat. Dankie Chris, Annie, Wilma vir eie liefde omgee. Dit word opreg waardeer. Dankie Dawie en René, vir al wat julle gemaak gedoen het die jaar, en redelijk die begrafenis. Broer, ek het dan nog 4 maal kom help op die plaas. Nou pa is die dood. En die hele land weer dood. René, dankie vir al die lekker vakanties die ma opgevat het. En die maas nie bederf het. Dan aan ouma Sons, kleinkinders en agterkleinkinders. Dankie dat julle ouma so laat lag het. En partykeer op kwaad gemaak. Sy het julle terdeer geniet.
Jy baie trots in die vele. Aan almal se vriendinne. Ek sien baie van julle vandag hier en die wat ek nie kon gemaak het is 'n vol van omstandighede. Baie dankie. Vir al julle liefde en omgee. Julle is 'n klomp regte vriendinne wat altyd daar was vir my. Maar het my 'n paar keer gebel. Ek het gesê met vir choppies om hom dorp toe. Dat julle gaan braai. Dan sê ek vir wat weet 'n klomp ou vrouens van braai af. Dan word ek eers aangespreek oor wie's die ou vrouens. Julle is dan nie eers in die vleuer van julle lewe. Baie dankie julle. As ek iemand vergeet het of uitgelaat het, jammer. Maar julle weet wat julle vir my beteken het. Dankie.